Baie welkom by ons aanlyn boodskap. Hier by NG Gemeente Jeffreys Bay maak God ons golwe van liefde en lig vir 'n wêreld in nood. Hier volg hierdie week se afkondigings. Ons algemene vroue geleentheid vind plaas op Woensdag 21 Mei by die Kompleks Kampus om 9:30. Ons hoop om elke vrou daar te sien. 29 Mei is Hemelvaartdag en ons het eredienste by De Gama sowel as Paradysstrand Kampus om 9:00 en dan ook 'n sessiediens by Kompleks Kampus. Ons sien uit om hierdie spesiale dag saam met elkeen te vier. Ons seefees is om die draai en ons sien baie uit na ons jaarlikse bazaar wat gaan plaasvind op 21 Junie hier by die Kompleks Kampus. Natuurlik het ons al die hulp nodig wat ons kan kry vir voorbereiding en ook verkope op die dag. Ons vra veral vir mense wat kan bak. So as jy 'n bakster is, kontak ons vir meer besonderhede. Daarmee saam het ons skenkings nodig. Stokbuik, koekmeel, eiers, suiker, botter en olie, sodat die baksters kan begin bak. Neem asseblief kennis van die aangepaste kostertye by De Gama Kampus. Aan al die moederfigure wil ons sê gelukkige Moedersdag. Mag hierdie dag baie spesiaal wees en mag die Here julle seën. Goeiedag vriende, baie welkom by NG Gemeente Jeffreys Bay se aanlyn erediens. Vanwaar af jy ook al nou mag inskakel, of jy op pad is, by die huis is, of ernstig dalk in 'n siekbed, of by 'n aftreeoord, wil ons vir jou sê dat mag vandag se erediens vir jou regtig geseënd wees. NG Gemeente Jeffreys Bay is 'n gemeente hier in die Oos-Kaap, wat die gemeenskap van Jeffreys Bay vanuit 3 kampusse bedien. Dit is hier by die Kompleks Kampus, wat 'n informele styl het. Ons het by De Gama Kampus, wat 'n formele styl het. En dan het ons by Paradysstrand, wat so iets tussenin ook het, waar ons vir mekaar sê, 'n goeie kuierkerk, wat op 'n gereelde basis ook by mekaar kom. En saam met mekaar ook aanbid. Elke Sondag, en wanneer ons hier ook aanlyn by mekaar is, dan weet ons dat die Here saam met ons ook op hierdie pad is. Ons het ook ons jonk eredienste in die aande, en waar ons jong mense en ons tieners by mekaar kom. So hierdie is 'n gemeente wat woel, en wat al hoe meer afvra, hoe kan ons in vandag se tyd, in die jaar 2025, nog relevant kerk wees, ook wees in alles wat ons doen, en alles wat ons is. En dankie dat jy vandag ook inskakel, en mag die Here jou ook daarin ryklik seën. Ons gaan vir 'n oomblik stil word voor die Here, en dan gaan ons ook saam bid. Here, baie dankie vir al die liefde en al die genade. Die voorreg wat ons het, Here, om deel van 'n geloofsgemeenskap te kan wees. NG Gemeente Jeffreys Bay, wat 'n gemeente wil wees, Here, wat golwe van liefde en lig is vir 'n wêreld in nood. En Here, ons vertolk daardie roeping deur die nodige ruimtes te skep waarin groei en vrug en skadu vir alle mense aangebied kan word. En Here, ons doen dit ook deur leiding van U Gees. En dankie dat ons ook weet, Here, dat U saam met elkeen van ons ook op pad is. Ons gebed is dat U vir ons ook in hierdie erediens sal seën, en mag U hierdie woord ook vir ons kom oopbreek, sodat dit ook in ons alledaagse lewe ons so sal rig, dat ons al hoe meer sal wees wat U ook vir ons in gedagte het. Vanwaar ons ook al ons nou mag inskakel om hierdie boodskap te hoor, mag U ook deur U Gees en met ons elkeen wees, en mag ons U liefde en U genade ook daarin ervaar. Ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen. As jy in hierdie week 'n verjaarsdag of 'n huweliksherdenking het, kan jy hom gerus ook hier in ons comments ook sit, of stuur ook 'n boodskap vir die kerkkantoor. Ons sal dit graag saam met jou wil vier. En dan het ons op die 21ste Junie het ons 'n seefees bazaar hier by die gemeente.
hier by die kompleks en ons het sulke kaartjies en ook 'n aanlyn vorm wat ook in die comments gedeelte vir julle ingesit gaan word oor waar julle kan help. Daar byvoorbeeld is om te sê ek wil graag help met voorbereiding, ek kan help met verkope, ek kan skenkings en bestanddele gee, ek kan bak, ek kan finansiële bydrae gee en self ook ek het iets vir die wit olifant tafel wat nog bruikbaar is wat ons kan verkoop ook in die gemeente om op so 'n manier die bedieningswerk van die Here ook aan te vul. Indien jy 'n gebedsversoek het of graag gebed benodig, so reg deur die erediens sal daar ook aan die onderkant van hierdie skerm 'n e-pos verskyn. Jy is meer as welkom om dit ook vir ons deur te stuur. Ons gebedsspanne gaan daaroor saam met julle bid. En dan ook gaan ons, indien daar 'n besoek ook benodig word, is julle meer as welkom om dit ook vir ons daar in daai gedeelte vir ons deur te stuur of ons kerkkantoor te skakel. Ons is vandag saam met mekaar in hierdie tyd van ons Mei maand waar ons spesifiek fokus op die getuienismaand. En vandag se fokus is spesifiek in die Oos-Kaap. Nou die Here het ons geroep om betrokke te wees in Jeffreys Bay in die Oos-Kaap. Ons weet ook verder na Indië, na Mosambiek toe, van Mosambiek af na Indië toe en dan ook Feba Radio is iets wat ons ook as gemeente 'n projek wat ons ook wil ondersteun en vandag fokus ons spesifiek op die Oos-Kaap wat in Yati is en daar in die Transkei en kom ons kyk na die volgende insetsel. Goeiedag gemeente, dit is vir my so ongelooflike voorreg om vandag so 'n bietjie vir julle net ietsie te deel ook oor ons Nyati uitreik. Nou soos julle weet is ons al 'n hele ruk betrokke by die Transkei en spesifiek in die gemeenskap van Nyati. En ons sien hierdie jaar verskriklik uit om weer in die Junie vakansie soontoe te gaan. Nou ons wil so 'n bietjie ietsie vertel. In die laaste 2 jaar het ons baie daarop gefokus om regtig ook met 'n kinderbediening aan die gang te kom. Daar's ons 'n klomp herstelwerk gedoen aan die gebou wat daar is. Verlede jaar kon ons die dak oordoen en ons is so dankbaar daarvoor. En 'n klomp goeders wat julle al van geweet het. Elke jaar fokus ons op Bybelverspreiding en evangelieverkondiging. Maar hierdie jaar is vir ons baie spesiaal en ons sien regtig uit na dit waarmee die Here ook besig is in hierdie tyd. Ons het met Dominee Blogo ooreenkoms van die VGK daai kant af dat hulle hierdie jaar 2 of 3 mense saam met ons op hierdie uitreik gaan. En ek dink vir verhouding is dit ongelooflik goed en sien ons regtig uit na dit waarmee die Here besig is. So ons vra asseblief vir voorbidding vir hierdie jaar se uitreik. Dan meer as dit, is dit ook spesifiek, is ons steeds besig om te droom oor waarmee God wil hê ons daarmee besig wees. En een van die groot drome op hierdie stadium is om in samewerking met 'n paar ander sendingorganisasies ook in te gaan, wat eintlik 'n kollektiewe groep bymekaar het met die naam Adopt the Village. En ons is besig om te beplan en te droom, of is dit nie dalk ook vir ons 'n moontlikheid om op daai manier meer spesifiek by Nyati en meer gereeld by Nyati betrokke te wees, as net op hierdie stadium die uitreike en die hulp wat ons van ver af op hierdie stadium bied. So ons wil regtig vir julle ook vra dat julle vir ons sal bid, dat daai drome ook bewaarheid sal word en die Here vir ons die mense sal help identifiseer wat ook met inkoop daarby en dit maak ons sommer net opgewonde om te sien en te hoor. Daar's soveel mense wat betrokke is daarby. So ons vra asseblief voorbidding. Nou die tweede ding wat ek ook vandag vra is voorbidding vir die span wat hierdie jaar moet gaan. Soos julle gehoor het, is daar mense aan daai kant wat 10 saam met ons gaan wees. Daar's ook beplanning vir nuwe toilette wat dalk aangebou kan word indien dit vir ons moontlik is en stoorspasie en om 'n klomp goeders net verder ook moontlik te maak daarso. En meer as dit het ons ook die regte hande nodig, die regte mense om saam te gaan. So asseblief, indien jy eerstens self belangstel om saam te gaan, kom so gou as moontlik in kontak met my. Ek sal vir jou aansoekvorm kan aanstuur wat jy dit dan kan invul en ook dalk op hierdie uitreik saam met ons kan gaan. Maar ook spesifiek dat ons elkeen kan bid vir die regte mense.
En dan die tweede of die laaste, die derde ding wat ek dan vandag wil vra is vir hierdie uitreik om ook 'n sukses te wees. Is ons besig of het ons elke jaar 'n fokus op 3 goeters. Die eerste een is natuurlik evangelisasie, is om op verskillende maniere by mense uit te kom, die boodskap van die Here te deel. En ons doen dit deur Bybelverspreiding, ons doen dit deur gesprekke, ons doen dit deur kinderbediening en 'n klomp sulke tipe van goeters. Maar dit maak ons regtig opgewonde. Die tweede daarvan is ons ook so 'n bietjie hulpverligting. En hierdie jaar wil ons spesifiek vra, indien jy dalk kinderklere het wat by die huis rond lê en jy hulle nie meer gaan gebruik nie, om dit asseblief vir ons te skenk, bring dit sommer kerkkantoor toe. So kinderklere is hoofsaaklik wat ons nodig het, en dan tweedens ook komberse. Nou elke jaar vat ons 'n klomp komberse saam en dit help daai gemeenskap regtig baie. So kinderklere, komberse en dan enige finansiële bydrae wat ook spesifiek vir ons uitreik gaan, sal waardeer word. Daar's mooi planne en ons sien regtig uit om dit 'n werklikheid te gaan maak. En dan laastens wil ek julle regtig nooi, indien jy jou pad oop sien om deel te wees van hierdie uitreik in die jaar 2025, kom vind uit, kom wees deel, en ons sien waarmee die Here ook gaan besig is. Dankie vir hierdie geleentheid en mag elkeen ook geseënd wees en die liefde van die Here ook so saam beleef, waar ons ook opgewonde is oor dit wat in Jati gebeur. Wat ons ook gehoor het, is ons regtig opgewonde vir ons Njati uitreik wat hierdie jaar ook plaasvind. Indien jy ook graag op hierdie uitreik wil gaan, kontak asseblief vir Nardus of die kerkkantoor. Bid asseblief ook saam met ons dat dit ook 'n baie goeie geesvervulde geleentheid ook vir elkeen sal wees en dat regtig dat die mense wat die boodskap moet hoor daar in Njati regtig ook die Here se liefde en sy nabyheid ook sal ervaar. En ons as gemeente wat daarbey betrokke is, baie dankie ook vir julle volgehoue finansiële bydrae om hierdie bediening ook daar moontlik te kan maak. In hierdie tyd waarin ons is, spesifiek in hierdie Mei maand met ons getuienis, kyk ons na Paulus se lewe en ons gaan saam met mekaar ook lees op die volgende gedeelte wat spesifiek vir ons Handelinge 20 vanaf vers 17 tot 38 en daarin sien ons ook verder hoe die Here vir ons ook help om iets te verstaan wat Paulus hier vir die ouderlinge van Efese, die Efese gemeente vir hulle probeer sê. Kom ons lees saam met mekaar. Handelinge 20 vanaf vers 17. Paulus praat met die ouderlinge van Efese. Toe ons in die stad Milete was, het Paulus 'n boodskap na die ouderlinge van die gemeente in die stad Efese gestuur. Hy het vir hulle gesê, hulle moet na hom toe kom in Milete. Toe hulle by Paulus kom, het hy vir hulle gesê, julle weet wat ek alles gedoen het. Die hele tyd van die eerste dag af toe ek in die provinsie Asië gekom het. Julle weet dat ek die Here gedien het, dat ek baie nederig is, dat ek baie gehuil het en dat ek baie swaar gekry het omdat die Jode geheime planne gemaak het om my dood te maak. Julle weet dat ek altyd dinge gedoen het wat vir julle gehelp het. Ek het vir julle vertel van God se boodskap en ek het vir julle geleer. Ek het dit gedoen waar almal dit kon sien en ek het dit ook in julle huise gedoen. Julle weet dat ek ernstig gepraat het met Jode en ook met Grieke. Ek het vir hulle gesê, hulle moet verander en hulle moet lewe soos God wil hê, hulle moet leef. En dan sien ons daar ook in die volgende gedeelte, ek het vir hulle gesê, hulle moet glo in ons Here Jesus. Dan vers 22, wat daar gesê is, nou gaan ek na Jerusalem, want die Heilige Gees wil hê, ek moet daarna toe gaan, en ek is gehoorsaam aan die Heilige Gees. Ek weet nie wat in Jerusalem met my sal gebeur nie, maar ek weet dat die Heilige Gees sê in elke stad vir my, dat mense my in die tronk sal gooi, en dat hulle my swaar sal laat kry. Maar ek is nie bekommerd oor my eie lewe nie, ek is niks bekommerd nie, ek wil net een ding doen, ek wil my werk klaar maak. Dit is die werk wat die Here Jesus vir my gegee het om te doen. Ja, ek moet vir mense die goeie boodskap bring, dat God genadig is. Ek was by julle en ek het vir julle gepreek en gesê dat God koning is, maar nou weet ek dat niemand van julle my weer sal sien nie. Daarom sê ek nou vir julle, en dit is waar, dit is nie my skuld as een van julle verlore gaan nie, want ek was nie bang nie, ek het vir julle alles van God se plan kom vertel.
Paulus stuur 'n boodskap van Milete af om die ouderlinge na hom toe te bring. Milete is so ongeveer 45 km suid van Efese, aan die suidwestelike punt van Klein-Asië. Nou in hierdie gedeelte sal julle sien ook baie sterk dat Paulus hier die ouderlinge in Milete wat daar aankom, het hy die volgende boodskap vanaf vers 18 tot vers 35 aan hulle verkondig met 4 verskillende formules wat gegee word. Heel eerstens weet ons dat Paulus het 'n terugblik op die verlede. Hy sê, ek Paulus het in Asië, veral in Efese, ingelei met die woorde van, julle weet dat ek het. So dit is die verlede tyd. So Paulus praat terug. Dan praat Paulus die beskrywing van die hede. Hy sê vir hulle die onmiddellike situasie, ingelei met, en kyk, nou gaan ek, op hierdie oomblik, nou gaan ek. So Paulus praat van die verlede, hy praat van die hede, en dan het hy ook 'n vooruitsig om te sê oor die toekoms, van Paulus se moontlike dood, en die aanslag van die valse leer, en hy praat daar vir die gemeente in daardie tyd, ingelei met, en kyk, ek weet nou dat hierdie en hierdie en hierdie gaan gebeur. So verlede, hede en ook toekoms. En dan heel aan die einde, dan kom hy by hierdie wonderlike seën en 'n vermaaning ingelei met, en nou vertrou ek julle aan die Here toe. Hy sê vir hulle, die preek word afgesluit met die woorde van, in die Here Jesus Christus. Die Here Jesus Christus gaan hierdie pad saam met julle nou vooruit, en ek seën julle en ek los julle met alles wat ek vir julle geleer het. Nou, ons gaan heel eerstens begin by die verlede. Die verlede het Paulus 'n lewe van integriteit geleef. Vanaf vers 18 tot 21 lees ons baie sterk die integriteit van Paulus se lewe. Hy sê vir hulle, julle weet hoe ek die hele tyd van die eerste dag af dat ek in Asië gekom het, onder julle opgetree het. Let op wat Paulus hier sê. Paulus het nie gesê wat ek vir julle gepreek het en met woorde gebruik het nie. Hy het gesê, kyk hoe het ek geleef. Hy het gesê dat in nederige diens, Paulus sê, hy het die Here in alle nederigheid en met trane gedien. Dan sien ons ook daar wat Paulus, wat daar geskryf staan oor Paulus se lewe, deur hierdie skrywer Lukas, wat oor Paulus se lewe so mooi getuig. Hier is die beste geloofsgetuienis wat enige iemand oor iemand kan skryf. En Lukas skryf, en hy skryf hierdie oor Paulus. Hy sê dat Paulus die getrou was onder beproewing, deur moeilike dinge wat met hom gebeur het. Hy het volhard selfs wanneer dinge moeilik geraak het. En dan het hy ook dit moedig verkondig. Hy het die evangelie met soveel moed en oortuiging verkondig. Hy het niks teruggehou nie. Hy het gesê dat ek het niks vir my eie voordeel nie, maar ek gaan my volheid gee. Nou interessant, ons lees in die Grieks dat die woorde euleo juis veronderstel is om die nederige mens vir ons te kom verduidelik. 'n Nederige mens wat 'n dienskneg of 'n slaaf is. Nou, Paulus sê dit van homself, ek is die oleo, wat beteken, ek is die getroue, ek is die slaaf, ek is 'n dienaar van die Here Jesus Christus. Dit is vir my so mooi om dit te lees en dit te sien en te beleef. Iemand het eendag gesê, dit is nie jou woorde wat jou eerbaar maak nie, maar jou dade wanneer dit moeilik raak. Ek sê dit weer, dis nie jou woorde wat jou eerbaar maak nie, maar jou dade wanneer dit moeilik raak. Paulus het onder hulle gewerk, hy wou seker maak dat dit wat hy begin het, word voortgesit. En die toepassing daarop op ons vandag is, ons wêreld het meer mense nodig wie se lewens getuig van Christus. Nie net hulle woorde nie. Die wêreld het vandag mense wat fisies, daar waar die tekkie die teer staan, my dade, my menswees, my optrede, sal spreek aan die een aan wie ek behoort, nie net my woorde nie. Soveel mense vandag getuig met hulle woorde, sê dit is my geloofsbelijdenis, maar lyk ons dade werklik so? Of is dit die teenoorgestelde? Mense van integriteit is bakens van lig in 'n wêreld wat duister is en donker is. Ek sê weer, mense van integriteit is bakens van lig in 'n wêreld wat soms donker is om ons. Is ek en jy dit?
As ons van die verlede af gaan na die hede toe, die hede word gekenmerk van die gehoorsaamheid. Paulus sê in vers 22 tot 24, mag ek geen waarde van my eie lewe, ek het geen waarde in my eie lewe nie. My enigste doel is om my loopbaan klaar te maak. Paulus was op pad na Jerusalem toe, wetend dat gevangenskap moontlik op hom wag, en dat veroordeling, en dat mense teen hom, komplotte, gaan saam staan en stories van hom versprei, en kinderstories. Paulus gelei deur die Gees, sy optrede is nie deur gemak of sy eie wil gedryf nie, maar deur die Gees alleen. Hy het onsekerheid aanvaar vir sy eie lewe. Hy was bereid om te ly as dit beteken om gehoorsaam te wees aan sy roeping. En dan ook is Paulus so doelgerig, vriende, so doelgerig dat sy lewe nie net oor homself gedraai het en om homself gedraai het nie, maar alles wat hy gedoen het, het gewys na Jesus Christus toe. My vraag is aan elkeen van ons, wat dryf ons in die lewe? Wat dryf ons? Is dit dalk vrees? Is dit dalk gemak? Of is dit God se wil? Wat dryf my en jou in die lewe? Ons moet in gehoorsaamheid vra, ook dikwels opoffering. Gehoorsaamheid is opoffering, maar dit bring ware vervulling wanneer ons dit werklik uitleef. Om te gehoorsaam is om te sê, ek vertrou U meer as my eie verstand en as dit wat ek kan doen. Vertroue is juist dit, gehoorsaamheid is dit om te sê, hierdie mens, hierdie persoon wat uit sy eie mag en uit sy eie manier dinge probeer doen, kan dit nie doen nie. Ek sit dit alleen in U hande om my te help om dit te doen. En dan beweeg Paulus na die toekoms toe. 'n Lewe van verantwoordelikheid. Paulus waarsku die ouderlinge, hy sê vir hulle teen die toekomstige gevare en hy gee vir hulle die opdrag. Hy sê, let op hoe julle julleself en ook die kudde ook dien. En dit is vir geestelike leiers, vir leiers vandag ook so, dat moet hulle eie geestelike gesondheid bewaar voordat hulle ander ook kan lei. En dan sê hy vir hulle ook, hou wag oor die kerk. Jy, hou wag oor die kerk. Die kerk behoort aan God. Hy het dit gekoop met sy kosbare bloed. En dan sê hy ook so mooi, waak teen die valse leer. Paulus sê so die valse leer wat gemeentelede onder mekaar, maar ook leiers van buitekant af wat gaan inkom, om valse lering aan lidmate en aan leiers ook te gaan verkondig. En dan wat gaan inkom in hierdie gemeente en wat alles teen mekaar gaan kom krap. Ek wil hiermee sê, vriende, dat dis vandag nog steeds so. Verantwoordelikheid is om op te staan wanneer dit makliker sou wees om weg te loop. Verantwoordelikheid is om op te staan wanneer dit makliker sou wees om net weg te loop. Vandag is baie kerke, ook hier in Jeffreys Bay, kan daar potensieel ook valse gerugte en valse stories baie maklik die rond te doen, soos wat ons aldag weet. Ek het gehoor, die woorde, ek het gehoor, of het jy van dit gehoor? Of dit bring soveel skade, dit bring afstand van mense tussen mekaar. En in vandag se tyd besef ons al hoe meer dat mense in 'n de mekaar wêreld so maklik oor en van mense praat, dat ons naderhand onsself binne in 'n geskinder bevind. En as ons mooi moet eerlik wees hierso, dit is wat Paulus hiervoor waarsku. Paulus sê, wees veral versigtig vir daai komplotte en daai stories en die dinge wat gaan indry soos wolwe van buitekant af, wat Christus vir ons in eenheid kom vestig het, gaan kom bedreig. En ons moet weet dat skinder, hoekom skinder mense? En ek wil iets daarvan ook sê, mense skinder, want hulle soek aandag of sosiale aanvaarding. Jaloesie en afguns oor dikwels oor die suksesvolle mense, die geliefde mense of wat anderste is. En ek wil graag hierdie persoon aftrek sodat ek beter kan voel. Of baie keer is 'n geskinder eintlik die onsekerheid oor jou eie self of die vermaak of vervulling, want ek het eintlik niks anders om met my tyd te maak nie. Baie keer is dit ook so, waarmee vul ek my tyd? En dan ook 'n gebrek aan empatie is baie keer hoekom mense valse gerugte versprei of die bewustheid van ek doen hierdie om iets te bereik. Ek wil graag 'n effek hê. Ek wil graag sien hoe die reaksie gaan wees daarop. En dan is dit ook die laaste ene wat ek weet so maklik gebeur is. Ek praat eerder oor en van mense om ek vermy my eie probleme eintlik. Ek vermy my eie oorlog wat ek in myself voer. Ek vermy dit eerder, so ek praat eerder oor iemand. Ek is besig om eintlik in 'n mate die fokus op iets anders te sit. Paulus sê, ek waarsku dat dit so maklik kan gebeur.
Ek wil deur Sokrates se 3 filters werk. Wanneer ons stories hoor, het sy in die gemeente, of in ons gemeenskap, of van leiers, of van wie ook al, is die 3 filters vir my so belangrik. Vra altyd, is dit waar? Is dit waar? As dit nie waar is nie, goed is of nodig is nie, moenie dit sê nie. As dit nie waar is, goed is of nodig is nie, moet dit nie sê nie. Ons almal het 'n verantwoordelikheid vir onsself, vir ons gesinne, vir die kerk, vir ons omgewing, vir ons geestelike gemeenskap. Is ek en jy nog steeds waaksaam vandag, of het ons geestelik aan die slaap geraak? En dan sien ons Paulus vir die toekoms, sien ons 'n lewe geanker in sy woord. Hy sê, nou vertrou ek julle aan God toe, en aan die woorde van sy genade, in vers 32. Paulus sê, sy vertroue lê nie in sy eie invloed nie, maar in God se woord. Die woord bou ons op. Dis ons bron van krag en volharding. 'n hart geanker in skrif dryf nie rond op winde van twyfel nie. Ek wil dit weer sê, 'n hart geanker in die skrif dryf nie rond op die winde van twyfel nie. En 'n voorbeeld hierin wat ons kan sien is 'n voorbeeld van onselfsugtigheid. Paulus het nie geld of erkenning gesoek nie. Hy het gewerk om nie 'n las te wees vir mense nie. Hy is geseënd om te gee en 'n seën vir ander te wees. Hy haal aan wat Jesus gesê, dit is meer geseënd as om te gee, as om te ontvang. En vriende, vir ons elkeen vandag ook, laat ons lewe geanker wees in die skrif. Laat ons lewe 'n lewe geleef word, wat nie net finansiëel gefokus is nie, maar nie op onsself gefokus is nie, en veral nie, as dit kom by wie ek kan wees, en wat ek meer kan kry vir myself nie, maar mag ons lewe getuig, dat ons finansies, ons tyd, onsself, ons liefde, geken word aan die een aan wie ons behoort, want dan sal alles in lyn val, is wat Paulus hier sê. En dan, dink ek is die mees belangrikste punt in die toekoms, is 'n lewe van nalatenskap. Toe hy dit gesê het, het hy saam met hulle almal gekniel en gebid. Hulle het almal bitterlik gehuil, want Paulus het van daar af verder gegaan. Hulle het geweet, hulle gaan nie Paulus weer verder sien nie. Die emosionele afsluiting was hoe diep Paulus se verhouding met hierdie mense was. Nalatenskap, vriende, is nie wat jy vir mense los nie, maar eerder wat jy in mense los. Nalatenskap is nie wat jy vir mense los nie, maar wat jy eerder in mense los. Sy lewe het 'n nalatenskap van groot liefde en geloof in hulle gelos. Hulle het gehuil omdat hulle nooit weer sy gesig sou sien nie. Hy het 'n onuitwisbare indruk gemaak op hulle lewe, soveel so dat hulle huil en hulle kan nie glo dat Paulus hierdie woorde sê nie. Wat sal mense van ons lewe onthou? Laat ons so leef dat ons nalatenskap Christus weerspieël. Mag mense eendag kan sê, daardie was 'n vriend of 'n vriendin so na aan God se hart, wat dit wou uitleef elke oomblik. En hulle lewe, hulle woorde en hulle dade het getuig daarvan. Die waarde van my en jou lewe lê nie in hoe lank ons geleef het nie, maar in hoe diep jy ander mense aangeraak het. Daarin wil ek ook daarmee sê, ons waarde van my en jou lewe lê nie in hoe lank ons geleef het nie, maar die waarde lê daarin hoe diep ek en jy ander mense aangeraak het. Daarom het 'n klein 9-jarige dogtertjie net voor haar dood 'n wonderlike impak op my eie lewe gehad. My vraag aan my en jou is, hoe lyk ons lewe? Wat se impak maak ons? Die waarde van hierdie lewe gaan nie hoe lank dit is nie, maar hoe werklik ek en jy in mense se lewens 'n diep verskil kan maak. Leef vandag so, dat ander mense, danksy jou dapperheid, danksy jou menswees, in dit wat jy gedoen het, dapperder, wyser en sagter mense kan wees in hierdie lewe van vandag. En ek wil jou uitnooi, om presies dit te doen ook in hierdie tyd. Mag die Here jou ook help, om spesifiek ook hierdie uit te leef, elke liewe dag. Mag ek en jy hierdie woorde vat, en besef dat ons nalatenskap, ons lewens, het 'n impak op soveel mense om ons. Mag ons hierdie woorde vir onsself ook hou met die wete dat 'n nalatenskap is nie wat jy vir mense los nie, maar eerder wat jy in mense los. My kinders, my familie, die mense by my werk,
wie ek leef elke dag, die mense met wie ek te doen kry, of dit nou is by die Spar, of by die Checkers, of by die Pick n Pay, wat los ek in mense? En dit is die belangrike, dis 'n nalatenskap. Hoe lyk dit, is wat Paulus eintlik vir hulle oorgee om te leef. Mag ek en jy dit onthou vir ons eie lewe, mag ons daarvolgens leef, en mag hierdie woorde ons verder ook versterk. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u genade, en al die liefde. Dankie dat ons kan weet, Here, dat ons soos Paulus se lewe, van die verlede af, na die hede, na die toekoms, kan sê dat my lewe 'n lewe van integriteit is. 'n lewe van gehoorsaamheid in die hede. En in die toekoms 'n lewe van verantwoordelikheid, dat elke toekomstige besluit 'n besluit sal wees in verantwoordelikheid. 'n besluit sal wees wat geanker is in die woord. En ook so belangrik, Here, 'n lewe van nalatenskap wat ons sal los in mense se lewens. Help ons om dit al hoe meer te los. Mag ons ook so leef, Here, dat mense u in en deur ons lewens ook sal sien werk. Mag ons minder word en u meer, en dan mag ons ook soos Paulus ook sê, ek leef nie meer nie, maar Christus Jesus leef in en deur my lewe. Ons eer u vir u goedheid en ook vir al die genade in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ook NG Gemeente Jeffreys Bay ook in staat stel om 'n verskil te kan maak hier en in die plaaslike gemeenskap, ook verder en ook tot die uithoeke van hierdie wêreld. Ons gaan ook 'n geleentheid gee indien jy graag die gemeente wil seën met 'n dankoffer of 'n finansiële bydrae, gaan dit ook nou op die skerm verskyn. Baie dankie ook daarvoor. Wanneer die Here my en jou ook nou uitstuur, en waar ook al ons leef en werk, mag ons se nalatenskap los. Mag ons lewens getuig aan die een aan wie ons behoort. Daarom ontvang ook so die seën van die Here en gaan ook in sy vrede. Mag die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees saam met jou wees. Mag hy jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee, van nou af tot in alle ewigheid. Amen.